We worship you, we adore you, we glorify you, we magnify you. And we give thanks to you, O God, because you are good and your mercy endures forever. And we the redeemed, Lord, say so, whom you have redeemed from the hand of the enemy. Lord, we bless you. And Father, wash us with your word this morning. Reveal Jesus to us more. This morning we want to become less so that you can become more in our lives. Yes. Holy Spirit, that you will take control of this meeting in the name of Jesus. We surrender ourselves, body, soul, and spirit to you and you alone, our Holy Spirit, that you can have your way through us in Jesus' name. We bless you. Amen. 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 Okay, so laat ons miskien net recap. So in 'n week in 'n week se tyd sal ons 'n datum by Wilbur en Richie kry vir daai Saterdag training. Dis goed. Ja. En ons kyk hoeveel ouens ons kan insit. Ek dink dit is belangrik. Ek dink nie net so en ek weet dit. So in dit is dit, ek dink elke gelowige moet ekoop word om die evangelie van Jesus Christus, elke gelowige, dis ons taak en ons roeping, Ja. om die evangelie van Jesus Christus aan iemand oor te dra. Ek wil nie sê die kerk het dit versaak nie, maar ons het nooit by 'n plek gekom wat ons geleer het. Ons het die verkeerde model wat ons gevat het en waar ons groot geword het. Ek gaan nou vir julle sê ook hoekom ek so sê, is dat onthou julle toe jy soos hard 6, 7, 8 is op skool, dan het hulle gesê, okay, jy gaan nou hierdie, ons noem dit monkey puzzles invul. Dan kry jy so 'n vorm by die skool en dan moet jy nou kies. Dan vind hulle 'n bietjie jou persoonlikheid uit en dan kom hulle terug na jou toe en ons het dit voorligting genoem. Ek weet nie of julle, dan kom hulle terug en sê hulle, okay nee, jy's uitgeknip, jy gaan 'n dokter wees, jy gaan medies. Nou die volgende ou kom en sê hulle, nee, ons dink meer jy gaan tegnies, jy gaan met jou hande kan werk, jy sal nie in die medies. En so kom hulle dan min of meer bietjie, dan noem hulle dit beroepsvoorligting. Julle daai goed gehad. So ons ouers was meer bekommerd geweest in watter rigting ons moet ingaan, as om te bid in watter rigting werklik waaraan wil Jesus Christus, waaraan wil die Heilige Gees jou stuur. Dit is so. Ons boek wat in die Bybel geskryf. Ja, en elke pa het 'n droom gehad, sy kind as hy opgroei moet 'n springbok word, en dan kom hy agter, daar's ook maar net soveel springbokke. En dan elkeen wil ook hê, ouer wil hê sy kind moet 'n dokter word, en daai beroep kan jy genoeg geld maak. So daar was baie drome in dit. Maar nou, as ons dan Petrus gaan lees, dan praat die woord van your calling and your election, en ons het al baie daaroor gepraat en gedeel. En dan gisteraand toe ek maar net die Wetstorp terrein, as julle die koerante gister kyk, ek het 'n paar foto's van julle wys. Werklik wat daar buite aangaan, en Kobus gaan vir ons meer kan sê, maar Kobus het al van die uitreike van die wat al uitreike van Israel, ek praat nie net hier by Hasabrette, maar uitgegaan het fisies, en gaan ervaar en beleef het. En ek gistermiddag laat het ek net daai begeerte gehad om deur te ry te Wetstorp toe. Toe vat ek vir Willie en vir Barend saam gisteraand. En Wat het daar gebeur? Maar kyk, die vorige dag was wie van julle het Netwerk 24 die vorige dag gelees? Die Koran. Alright, julle het opskrifte gesien. Net begin by die môre kom sit gerus. Kom ons kyk eers of ek daai opskrif of ek dit kan kry. Sien daar staan ouers woedend oor charismatiese groep
Daai van ding van Israel. van Israel gister. Ja, okay. Ja, bekeer tog by skool. Dan sê hulle hier, ouers van leerlinge van die gekombineerde skool, Christian de Wet en de Wetstorp is woedend oor die besoek van die groep Divine Evangelism Vrydag aan die skool. Hulle het op charismatiese wyse gebid, kinders van duiwels en afhanklikhede probeer verlos en het van die ouers aan Netwerk 24 gesê. Gemoedere het hooggeloop, noodvergadering. Jy sien die kinders kan dwelms gebruik. Ja. Hulle kan moet nie sulke alles doen as daar nie noodvergaderings nie. Ja. Hulle kan pornografie kyk op hulle selfone. So welcome to the world. Ja. Nou, en hierdie is my vraag net, waar is die kerk? Ons sê ons is die kerk. Nee, so where's the church? Is this the building? En hierdie het my net gedryf toe ek Roy se Facebook sien en wat hy begin sê daar. Dis so 5 of 10 minute, ek moet dit eintlik voort, ek moet dit aanstuur of ek moet dit opsit dat ons net miskien aan die einde van die oggend net luister daarna. Eers baie het hom so raak geslaan, nee. Ja, ek het na dit geluister. Nou Roy Ja, se. ja. Ja, wat hy Maar sê dit- van Ja, Pieter het dit vir my gestuur Ja. op WhatsApp. ja. 'n Ma wat anoniem wil bly omdat sy self vir die Vryheidsraad se onderwysdepartement, sy sê sy was so kwaad toe sy haar kind op die grond sien huil en tale begin praat dat sy die skoolstoele in die saal begin rond ruk en pluk het. Nou my vraag is this a spirit of religion? Manifested out. Ja, manifesteer. Onthou net godsdiens. Hulle gebruik Jesus se naam. Daai vrou sit Sondag in die kerk. Dis hier. Sy sit Sondag in die kerk. Ons moet dink in die skrif praat van another Jesus. Ons moet baie duidelik kan onderskei. Wie is die werklike Jesus? Wie is die een wat hom voordoen? Hy sê die boom van die lewe nie. Hy is boom van kennis van goed en kwaad. Maar Lucifer het hom kom voordoen daar in die tuin. Is 'n engel van die lig. As the light bearer. En toe kom hulle agter, maar hy's nie die een wat die lig dra nie. En hulle is naak gewees. So ons is nog steeds by daai selfde boom. En van watter boom af eet ons? So as jy nou hierdie gaan luister, wat het die waarnemende hoof gesê en toe sien ek alles wat gebeur en hulle het hom gebel en die negatief beïnvloed is deur die besoek. Israel Taylor, hoof-evangelis van Divine, sy was Vrydag self by skool nie. Okay, maar hier het nou 'n klomp goed wat hy gesê is. En dit bring ons terug na die plek van okay, so CFAN Christ for All Nations. Die 11de Februarie 20 evangeliste. Kom ons gaan net terug na dit toe. 20 evangeliste. Bloemfontein toe gestuur. Gebring. Van hulle kom van Thailand af. Van hulle kom van Kanada af. Van hulle kom van Nederland af. Van hulle kom van die uithoeke van Suid-Afrika af. Wel in 20 in totaal. Maar hy sê vir my, ek sê vir hom, vir Guillaume, jy moet net een ding weet, hy's 'n godsdiensgees, sy hoofkwartier, is in hierdie geboortestad, want dis waar geboorte moet plaasvind, Jesus Christus, dis hoekom, as jy terugkyk na daai foto, iets staan, miljoen siele, my vraag het geword, waar, daai miljoen siele, nee, is hoeveel van hulle is op Netwerk 24, as jy na hierdie kommentaar luister, sê jy dink, daai event het nooit plaasgevind. As jy kyk hoe mense hulle eie opinies vorm, hulle eie menings vorm, sonder dat hulle weet wat die werk, wie die Heilige Gees is. Jy sien baie ken Jesus, maar as jy nie die Heilige Gees ken nie, ken jy nie Jesus nie. So vir wie gee die disippels nou wat jy gemaak het? Die mense die Ja. Want daai kerk is Nee, jy kan nie, te vat. nee, jy kan nie vir hulle gee nie. Jy kan nie vir hulle gee nie. So, nou, Guillaume het hier gesit, Christ for All Nations was in opleiding daar, en hulle is by mooi genoeg nou. En ek sê vir jou, daai opleiding en die goed wat ek sien en ervaar, is nie maklik nie, is hardship. Hulle staan 4, 5 uur in die oggende op,
Hulle gaan tot 9:00, 10:00 in die aand aan. En hulle doen pop-up crusades. Nou, ons moet een ding verstaan, Bloemfontein, hoeveel gemeentes is daar in Bloemfontein? 200. Te veel. Daar's meer as 100, daar's 200 gemeentes in Bloemfontein. Hier kom een kingdom driven ministry, Christ for all nations. En hulle bring 20 bymekaar in opleiding en hulle begin uitgaan in die strate in Bloemfontein. Nou vra ek julle, hierdie 100, 200 gemeentes in Bloemfontein, hoeveel siele word gewen 'n jaar in Bloemfontein? Ja, hoeveel siele word gewen? Ons moet kyk, want ek en jy is deel van dit. En ons staan skuldig, ons moet repent oor dit. Nou sê ek vir jou, hoeveel siele, hoe dink julle hoeveel siele het hulle gewen in 14 dae? 14 dae in Bloemfontein se strate. Tot en met gister. Al 200 in 'n jaar doen. Wel gister toe staan hulle op 25,000. 25,000. Hoeveel one-on-one encounters het hulle gedoen in Bloemfontein wat hulle na Jesus. Ek praat van hulle het in skole ingegaan, hulle het in townships ingegaan. Hulle het in die malls ingegaan. Hulle het one-on-ones gedoen. Ons is nou besig met one-on-ones. 20 van hulle het in 2 weke se tyd one-on-ones, meer as 1000 one-on-ones gedoen. Hoor jy, ons verstaan nie, dan sê ek, iewers het ons dit gemis. Iewers het ons dit langs die pad gemis. En nou kom ek net terug en ek vra, ek kyk en ek gisteraand, prys Jesus dat hy ons gestuur het so intoe, want terwyl ons daar is, toe sien ons maar, okay, hier's reën op pad. Hier gaan die mense kom hier. Nou vra ek ons, luister, ons sit hier as Afrikaner manne. As ons daar was, wat het eers gebeur as dit begin reën het? Dit het gebeur 'n jaar terug in die stadion. Wat sou gebeur as dit begin reën het? Waar was ek en jy? Sou ons pad gegee? Sou gesê nee, wag, hoor, jy is nie vir vanaand nie. Het ons dit gesê? Dan kom ek gaan julle wys. Kyk, sien daar begin die wolke opsteek. Ja. Toe begin dit reën. Hoorie maar, dit was die mooiste gesig wat jy kom kry. So agter die wolk, agter die son, so. Sien jy kom jy, hoe val dit net so? Kom hy net so deur. Ek gaan nou die mense, ons gaan nou na hulle toe teruggaan. En toe ek omdraai, daar's die tent. Toe ons haar stop gisteraand, hoor jy, toe klink dit soos baie daar binne net. So dis daar 20 van hulle, toe is hulle besig om in tale te bid daar. Maar ek kan vir jou sê, jy kan die krag van die Heilige Gees voel. In daai plek waar hulle net staan en waar hulle net bid. So, nou, Chris, waar kry ek die sound hier? As ek die sound het nie. Die volume is op, maar ek kry my nie, maar ek moet julle wys. Kyk hoe lyk dit in die wetsel. En soos wat dit reën, kom die mense ingestap. Hoor jy, daar's kindertjies, sien julle daai kinders, van hulle het nie genoeg klere aan nie, hulle kry koud, maar hulle wag. Dis altyd die geval. Daai kinders het nie klere nie. Kyk, daai man het met sy reistool ingekom. Kyk, sien jy daai enetjie met die pink? Ja. Hy het nie genoeg klere nie, hy staan daar met 'n verwagting. Nou vanaand en môre aand gaan dit aan. Maar kyk net in die gebed. So die geval het nou in die Wetsdorp gebeur. In die Wetsdorp En gebeur. niks het nog so ver gestop. Nee, Glory to God. nee. Vanaand en môre aand is die groot aand, want as dit uitstorting Heilige Gees en die doop, baptism. Ons kwarrel nog oor die doop. Nee, daai is nie van God. Wat sou Dario gesê het, hè? Kyk jy daar. En ek sê vir julle, dit het gereën gisteraand en daar het 'n wind op baie stadium gewaai. Nou weer loop. Druk. Ja.
Okay, as ek nog sien sal ek vir julle opsit. Daar was dit 'n We pray that you will alert us of witchcraft right now. In Jesus' mighty name, Satan, you come out of her right now. In Jesus' name, and you leave her from this day on. In Jesus' mighty name, we pray right now. Father, we pray. Okay, so wat ek vir julle sê is hierdie is net Kobus, jy ken. Ek meen daai is die oppression, ja. Ek sit nou Ja, terwyl ek nou hier kyk, in al die jare wat ek outreaches gedoen Ja. het met my tent, Ja. openlig en alles. Ja. In Koffiefontein was die eerste dorp in die geskiedenis wat ek outreaches gehou het, wat een pastoor wat wit was, kom kyk het wat ons doen. En dit was die ou van die AGS kerk. Daar was Ek het hom so geprys nou, want hy kom kyk, want die Bybel sê dat Ja. jou skaaphart loop Ja. weg, die wolwe kom in. Maar niemand kom kyk, wat doen die mense nie. nee, En hy het uitgekom en hy het gesien wat ons doen, en hy was so impressed in die laaste aand het hy gesê, okay, Jos, jy preek vanaand, so bless jou mense. daar's gisteraand daar's een ou met 'n seun en jy sal nie glo nie dat die ou wat daar was, Steve Hollander, was by ons by die manne gewees. Onthou jy hom met die Ja. twee seuns? Ja. En ons het hom gebid en ons het hom 'n release en hy's te Wetsdorp toe. Hy het 'n mannegroep daar begin. En ons kan nie die eer vat, ek kan net Jesus se eer gee. Ek het nie eens geweet nie, maar hy's van die voltyds in ministry en hy's in die Wetsdorp op 'n plaas en hy het 'n mannegroep begin. Gisteraand in die reën, toe sit hy net hy en sy seun daar. Van almal wat in die koerante skryf, media. En ek wil net hierdie gebruik as 'n ek wil amper sê as 'n fondasie of 'n plek. Ek wil daai van Rooies moet ek miskien net vir julle opsit. Okay, miskien moet ek julle hierdie speel. Kom ons gaan net terug dat ek julle hierdie ook speel. Sharpeville. June 16, 1976, Hector Peterson died, Soweto Day. Now, from that same place, the Holy Spirit brought restoration. Karabo Molefe is the son of Apostle Molefe, whose church was, and is still there since 1954. Karabo testify what happens almost 50 years later when a white skin brings the gospel of Jesus Christ in Sharpeville. I came here because I've been humbled by what God did through Bloemfontein. A young man by the name of Israel, I don't know him. I just saw the poster and they do the arrangements for the revival, for the crusade at my father's church. And I was invited, come and participate. And I was humbled to go, not knowing that this is the appointed time of Africa, not me, Africa, to be connected with the mind of God. He sent a man from Bloemfontein, a young man, filled with the fire of God and the Spirit of God. When he preached in the black community, you forget he's a white skin. You hear the voice and the heart of God speaking to people. And people forget that this is the white man. They are hungry for the word of God. They want to hear what God is saying to us at this time. People are sick about the political power and all the lies that have been spread out our nation. It's time for us as intercessors to be humbled and listen. Don't listen to me. Listen to the Holy Spirit. As Brother Andrew was saying, you see the people there have turned the chairs to be their umbrellas. When he mentioned that, now, not yesterday, now when he mentioned that, as you saw that picture where the people took the chairs and put them on their heads, as he opened up his mouth, the Holy Spirit whispered to me, the time to sit is over. As you just said, when that picture was there, the people were saying, the time to sit
after the reign of the Holy Spirit is over. Met counseling, elke Sondag wat Prophet mense vorentoe kry, dan vra hy iemand wat 'n demon het kom vorentoe. Baie van die skoolkinders wat ons kom visit, het vorentoe gegaan wat sê hulle demons. En gister toe sit daar 2 meisietjies. En ek sê vir wat dat julle dink julle demons, en hulle verduidelik en praat, en ek hoor hulle is presies akkuraat. En ek kry toe vir Debbie, ek sê Debbie, kom help, ek kan nie hierdie girls alleen hanteer, jy moet net kom staan net by, want as hulle manifest, kan hulle verkeerde goed doen, en die keis. En hulle kom staan voor my, dat ek moet vir hulle bid, en die volgende moment, na die een girl, draai om, en sy maak so, sy kan nie vir my kyk, sy draai om, en Debbie gryp haar, en hou haar vas, maar sy draai haar om. En ek sê vir hulle, kom ons bid saam, ek wil die krag van die duiwel breek. En die volgende moment, nee, vat jy meiskens se vat hande so. Sy maak haar mond toe, die duiwel maak haar mond toe. Ja. En jy kan die krag voel, daai kind is nie daar krag nie, dis die duiwel se krag, dat hy hou haar mond toe. Nou wil ek net sê, die les uit daai storie het, nou, as die duiwel weet wanneer jy sê, it is done. Ja. So hy weet, nee, en daar sou maak hy haar mond toe, dat sy nie moet kan praat nie. En ek het net haar hande gevat en sê, devil, I bind you in the name of Jesus, and I command you, loose you out from my mouth in Jesus' name. Sjoep, volle hande, en haar hele gesig verander skielik. Want die oppressie wat die duiwel haar gevat het, nee, is in haar gesig, jy kan het duidelik sien. Nee. En toe het breek, toe sê ek, okay, kom ons bid nou. En toe ons bid, yes, powerful deliverance, powerful. En ek kan sien in die atmosfeer, regtig iets is besig om genuine te gebeur, want counseling is nie meer vir my moeilik nie, ek kan mense 15 minute vry kry. Ek nie nodig om 'n uur te sit met daai persoon nie. Wanneer hulle voor my sit en hulle maak hulle mond oop, binne sekondes weet ek presies wat's fout met daai persoon. En baie keer is soos gister ook, ek kan voel, wanneer ek opstaan om te gaan bid, voel ek, kom die krag van die Here oor my. Ek voel letterlik, hoe word ek 'n koop. Die Bybel wil sê, the Spirit of God will come upon you with power. Ja. En onmiddellik as ek daar, dan weet ek, okay. En baie keer kom die glorie van die Here in, dan staan ek en ek sê niks nie. Ek het nie eens gebid nie, en die Here maak hy persoon vry voor my. En ek, crusades, is een van die belangrikste plekke, daar breek God. Ja. Hy wil Ja. wys hy is lewendig, hy wil Ja. wys hy kan, hy Ja. wil wys hy is baas, hy wil Ja. wys dat hy is God alleen, daar is geen ander God as hy, soos hy. Die healings, die miracles is bonatuurlik, waar wis is in kerk net, buite, met crusades, jy kan nie vergelyk nie. Daar doen die Here bonatuurlike wonderwerke, amazing. En ek sê altyd, toe ons crusades doen, die Here stuur altyd 'n pion, vir iemand wat vir my, wat kom op in 'n reistool, of krippel, of ingedra word, of whatever. En altyd dan begin ek net praat, dan sê ek, okay, wow, ons sien nie so 'n persoon, jy het in pyn, of moeilikheid, of whatever. En ek, as die persoon, daai persoon gesond maak, effort is gone. Mense hardloop na die Here toe. Hardloop. Maar sien, ons sit as buitemense, ons dink rasisme. Rasisme is in die kerk, rasisme is buite, maar daar's 'n klein bietjie van hulle wat daar is. Dis nie almal nie. Maar een ou instigate, soos by Jesus, toe hy sê, crucify him. Nie almal het eers geweet waaroor het gegaan het nie, maar het net ingeval en saam gesê, wil die crucify. Hulle weet nie eens waaroor het gegaan het nie. Dieselfde gebeur met hierdie mense. So een ou het instigate, kyk die Wetsdorp nou, een persoon staan op en maak 'n boei en almal volg. Ja. How stupid can you be and still breathe? Ek meen, volg mense. En dis wat meeste by mense gebeur, is instigate. Dus kom hier by die universiteit, een ou staan op en hy sê, kom ons gaan toi. Dan stap hulle in, dan volgende en die volgende, baie van hulle weet nie so kom toi, maar is daar. Hulle volg mense. En dis wat ons moet breek, tradisies. En ek sit met mense, nou met swart mense met hulle religion en hulle Voorvaders. ja, voorvaders, maar om hulle bolle te betaal, Ja. om te trou.
Ek sê vir haar, kan ek ons net so 'n prostituut gaan koop? Hoekom moet ek 'n vrou koop? Die Here het jou verniet gegee vir haar. So nou leef jy in sonde, want jy kan nie die bolle betaal. Hoe gaan trou jy nie by hom 'n vers en kry dit afgehandel dat jy gelees getrou is en dan kan jy later net sommer by die kerk en jy die dominee jou sommer 'n bietjie bless daar net groet 'n seëning wil jy uitspreek. Nee, ons moet die lobola betaal. Dis ons law, dis ons culture. Follow culture, almal gaan hel toe. Dit is nie ek sê dat hulle gaan hel toe nie. Die bewys is daar hoe wat hulle doen, want hulle kultuur hou hulle vas in hulle lewe. En ons het ook rituele wat ons mense doen, soos wat verkeerd is, wat ons moet ook regmaak in ons lewens. En ons moet daai goed breek. Ons voorvaders wat goed verkeerd doen, ons weet nie wat hulle doen nie. Nee. Dis hoekom ons land is wat ons is vandag, weens mense wat voor ons geleef het ook, wat verkeerd geleef het, verkeerd gedoen het, teen God opgestaan het. Baie mense doen dit onwetend. Hulle dink wat hulle hoor is reg, maar dit is nie reg nie. Dis hoekom ons gaan almal individueel voor die Here staan eendag. Daai jou vrou gaan langs jou staan nie. Jou vriende nie, maatjies, jou pastoor, jy alleen. ja. En ek gaan vir jou vra, okay, wat nou? Sien, hierdie is die enigste law wat is. Daar's nie aan nie. Nee. En ek sê baie van mense en ek is ouers vat sê ek het 'n dagstukkie wat ek lees en dan bid ek. Dagstukkie sê vir my niks nie. Dagstukkie is wat hy nou uit die Bybel uitgekry het. Hierdie is die woord van die Here, wat hy sê is lewe. Lees jou Bybel, dat jy die Bybel in jou inkry, dan kan jy jou eie dagstukkies maak. Want as jy vaardig word in die woord van die Here, dan jy het niks meer nodig nie. Ek weet nie dag toe ek gered word, ek het nie meer kar nodig gehad nie, ek het nie geld nodig gehad nie, nie property nodig gehad nie, ek het niks meer nodig gehad wat ek wou gehad het in my lewe nie. Al my drome het plat geval in een shot en ek het net Jesus op my gedagte. En so wat ek kan praat. Vir my familie was ek 'n alien. Hulle het nie my verstaan nie. Ek was 'n party animal, nou is ek nie meer nie. Ek het gegaan dat ons gaan kuier, ek het my kinders gevat, gaan kuier ons by plekke, ons gaan kuier die hele aand. 2 uur, 3 uur kom ons by die huis. Nou skielik nie. Het verander. My hotel, daar staan in God We Trust. Ou stap in, vorige dag kom party daar, volgende dag stap hy weer in, in God We Trust, sê wat gaan nie aan? Hierdie nou kerk geword. Maar as jy die Here ontmoet, is radikaal vir hom, ek weet nie hoe om te verduidelik nie, dit is net so. As hy jou oorneem, dan dit sou weet. Jy verstaan, dit is om, daai vrou oordeel iets wat sy nie verstaan nie. Ja. Of wie ever die persoon is wat Ja. daar in die Wesdorp nou so waai maak. Nee. En ek hoop dat sy tot inkeer sal kom, dat die Heilige Gees bonatuurlik oor haar sal kom en dat hy haar tot inkeer sal kom. Soos Jesus het gesê, het gaan weg. Wat die man het gesê, het my seun is besig om met die demon possessed. Stuur die woord, stuur die woord, Here. En ek dink ons moet bid en stuur die woord dat daai persoon tot inkeer kan kom bonatuurlik in die naam van Jesus. Die vrug Want hulle van weet nie die waarheid nie. Een persoon kan die appelkar omgooi. Een persoon. Maar God is groter as daai een persoon. En God gaan nie terugstaan vir dit nie. God is unstoppable, jy moet dit weet. haar dogter se haar seun se die vrug in sy lewe gaan kan die maat op bekering Ja. Ja, die maat kan bekering kom. Het gebeur, die kom van die plekke. Dit is so, dit is as daai wat ek sê, 2:37 wat die Here sê, wat die Bybel sê, and they were cut by the heart, toe Petrus al gepreek het. What should we do? Daai oomblik, dan weet jy nie meer wat met jou gebeur het nou. Dit is daai oomblik wat die Here jou oorneem, né? Die Gees van God oor jou kom en jou verander in 'n ander mens instantly. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy kan maak net wat jy wil en sê wat jy wil. Maar as jy nie gedisipel word nie, is dit maklik om terug te val, want jou mind is nog dieselfde, maar jou siel is vernuwe. So dis hoe die Bybel sê, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hierdie Bybel moet hier kom. As jy hom hier het, nee, dan is jy jam. En dan moet jy vir die Bybel sê, jy het nie nodig dat iemand jou leer nie, die Gees van God sal jou leer. Ja. Ek het nie Bybelskool toe gegaan nie.
This was my school. Ja, amen. Sure. En hierdie Bybel, is amazing. As Here sê, ek kan dit doen, het ek dit als getoets. Ek het alles in hierdie Bybel getoets. Al hierdie wonderwerke het in my lewe al gebeur, wat hierdie Bybel sê, behalwe die Bybel wat op die water gedryf het, water wat in wyn verander, ek het nog nooit nodig gehad om dit te doen. Maar ja, daar kom 'n dag wat elkeen van julle daai God gaan nodig hê wat julle moet sê, dat jy weet wie jy is in Jesus Christus, wanneer jy bid, dat jy weet wat jy bid gaan gebeur. Ek sit nou vanmôre wat ek die Bybel lees, dat waar Petrus Jesus verloor het, 3 keer. I don't know you, I don't know you, I don't know you. Ek is nie deel van jou nie. Wat van as die anti-kris gaan kom en hy gaan vir jou vra, deny Jesus Christ, nie ek nie, so moenie worry oor my nie. Die oomblik wat Jesus Christus deny, so God in jou salig maak en you go to hell. So hoe sterk is jy in jou geloof? Dus kom nou meer as ooit, moet jy jou autoriteit opvat. Dit is so belangrik. Ons weet almal Revelation gaan gebeur. Ons almal weet dit. Ja, Baie mense leef in Revelation, lees en reël meetings oor Revelation. Maar ek vra, kan jy loop in Revelation? As die trials and tribulations gaan kom, wat sê ons word nie gerapture nie. Dit is altyd 'n bespiegel en gaan dit wees of nie, of gaan ons in die trials and tribulations volgens my sê die Bybel ons gaan daar wees. Maar kan jy loop in dit? Gaan jy as daai ons instap in jou huis en hulle kan beheer en sê, hoorie, jy raak nie my vrou nie. Ek praat met hierdie duiwel en ek sê jou stop in die naam van Jesus. Ek is jou baas nie, jy myne nie. Wat is so belangrik? Ek kyk Israel, ek sien wat gebeur in Israel, hoe gewetenloos skiet hulle mense dood. Gewetenloos. Slag hom dood met 'n topkierie. Ryp die vrouens, terwyl hulle ryp, skiet hulle dood. Ek meen, kom aan, as hy ons in jou huis instap, wat gaan jy maak? As jy nie weet wie jy is in Jesus Christus, en jy kan hulle nie stop nie, dan gaan hulle jou vrou ryp, hulle gaan jou kinders doodmaak voor jou, en jy gaan staan en kyk. Ons moet gemaak disippels, dat ons meer mense kan word, wat kan sterk word, dat ons kan saam staan, want die Bybel sê, van die een bid, dan gaan vlug 1000, 2, 10,000, kyk die eskalasie van God se koninkryk, principles, hoe sy koninkryk werk, en sy koninkryk is bonatuurlik. Dis tyd dat ons moet begin glo in die God van die bonatuurlike. Nie net sê ek is 'n kind van die Here nie. As jy sit in 'n kerk, jy word nie Christen nie. Dan kan jy net sowel in jou gras sit in 'n kar word. Wat as die Here sê, jy moet jou geloof gebruik. Jy weet, jy kan loop met R1000 in jou sak, en jy kan doodgaan van hongerte. As jy nie daai geld gebruik nie, vir jou kos gaan koop nie, binne 30 dae dieselfde as jy nie jou geloof gebruik nie in jou lewe nie, sal dit nie vir jou werk nie. Jy moet dit apply, jy moet dit gaan gebruik en leer om dit in dit te loop en jou autoriteit op te vat. Belangrikste. Werner, wie van julle? Kan ek Deel. gou 'n stukkie lees? Asseblief, kom ons deel. Ek kry dit gister, praat van die verdrukking wat alreeds aangaan. Laat ons asseblief dringend bid, iemand het dit vir my gestuur, bid vir die kerk in Indië. Gisteraand het hulle 20 kerke afgebrand, vanoggend het hulle meer as 200 kerke in Olisabang provinsie in Indië vernietig. Hulle wil 200 sendelinge in die volgende 24 uur doodmaak. Al die Christene skuil in die dorpies daar rondom. Bid asseblief vir hulle, stuur hierdie boodskap aan soveel as wat julle kan kry. Ons bid vir die 22 Christensending families wat deur Islamiete ter dood veroordeel is in Afghanistan ook. Bid asseblief so gou moontlik. Die Islamitiese groep ISIS het pas beheer oorgeneem van Marrakesh, die grootste Christelike stad in Irak. Honderde mans, vrouens en kinders word op hoof mense vra vir gebede namens hulle oor die gruweldade wat in die land plaasvind. En dan sien ons mos in Syrië ook hoe daar Christene dood. Ja. Baie honderde, dit is nooit op die nuus nie. As Israel nie betrokke is nie, is dit mos nie op die nuus nie. Ja. Nee, jy sien So dit. ja, daar's groot verdrukking. Die Bybel het voorspel dat dit gaan gebeur. Ja. Mense gaan dink, hulle doen dit vir God om jou dood te maak. Nee. Maar hulle ken nie die God wat dis nie die God wat hulle dien. Ons dink die verdrukking is nie hier nie, maar as jy hierdie goed sien, Ja.
Wat as dit oorswaai na ons kant toe? Wat gaan gebeur? Kom ons sê rasisme kom sommer in werking, want dis wat die duiwel gebruik. Hy gebruik om die liefde van God te vernietig, sodat mense mekaar kan haat. Wanneer haat inkom, dan is die anti-kris gees in daai mense unstoppable. Hulle wil net doodmaak en aangaan. En as hulle moet opkom na ons huise toe, wat gaan ons maak as swart en wit die mekaar kom? Wat? Ons nie eens 'n kans nie. Maar as jy die God wat jy dien, you're powerful, you're unstoppable, you're a giant killer. Daar's 'n verskil. Jy's nie net 'n mens nie. Ek kan nie sê moenie worry nie, ek's net 'n mens nie. Never. Dan erken die duiwel, dan erken ek wat die duiwel doen in my lewe. I'm a son of the Most High God. Finish. I walk with my dad. My God is with me. Me and my God, unstoppable. 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 You must know it. Jy's die duiwel se baas. En die verdrukking gaan kom, soos daai mense wat gaan inkom. Ek sê altyd vir die mense wat kinders het, daar's 'n predikant wat gesê het, dat mense gaan die geskree van hulle kinders oor hulle honger is, gaan hulle dat Jesus Christus deny. Toe sê ek, ja, dink, kind, ek meen, hy gaan huil daar's nie kos nie, jy kan nie koop nie, jy kan niks doen nie, hier sit jou kind in huil, en hier stap hierdie manne in daar, ons het vir jou oplossing. Deny Jesus Christ is your Lord and Savior, en ons gee vir jou kos, jy kan gaan haal, no problem. Ek wil net terugkom. Ek sê vir julle eerlik, ek het gisteraand net weer gesien wat ek altyd doen, altyd sê, ek wil nie negatief wees nie, maar ek wil net die feite neersit. The church is not in the building. The church is not in the building. Ek sien dit, ons het te lank verkeerd geleer. Ons is verkeerd gedisipel. Ons is nie gedisipel om uit te gaan, disipels te gaan maak. Ons wil by mekaar maak, ons wil onder een gebou hou, en die vyand het ingekom, en daar's doctrines of demons, wat ingesluip het, wat die waarheid is nie verkondig oor jare nie, die volle evangelie is nie verkondig nie. En ons staan by Openbaring 3:20, Jesus sê hy staan by die deur. En die een wat klop, is die Heilige Gees wat nou klop. Ja. Want ons dink hy is in die gebou. En hy klop, die Heilige Gees klop, want jy kan van Jesus praat. Broers, ons kan oor hierdie goed praat. Ek was in 'n meeting met geestelike leiers in hierdie stad van ons. Wat hulle wil hê ons moet 'n dokument teken. Die geestelike leiers mag nie oor die groot doop en hulle mag nie oor die werking van die Heilige Gees praat. Ons moet 'n dokument teken. En ek het daai ding net so verwerk. Ek het opgestaan, ek het die woord gaan neersit. Ek sit hierdie dokument, sê, die wat hom teken, sit jouself onder 'n vloek, teken hom gerus vanoggend, julle leiers. Ja. Ek teken die volle woord van God, van Genesis 1 tot Openbaring 22, besluit wat jy wil teken. So ek gee vir julle die waarskuwing, toe stap ek uit. Wie gee daai papiere uit? Wie kom aan daai? Dis so 2 of 3 wat saam Die gesit. duiwel. Daar's 150 leiers in die stad. Al wat ons doen, al wat ons kan doen, ons moet bid vir hulle. Maar Daar was lank terug ook wat ons meetings gehad het, Ja. dat ouens sulke papier uit, jy gaan dit onderneem om dit te doen, om dit te doen, dit te doen, dit te doen, dan moet jy die ding onderteken. Ek sê, wie is so perfek wat hierdie goed gaan hanteer? Want as jy daai papier teken, dan die duiwel het hy jou. Ja, Want maar- jy maak 'n covenant op swart en wit, jy teken Ja, uit 'n legal right op jou. Nou daai legal right, Ja, En dan gaan jy lewe verkeerd, jy kan verstaan hoe gaan dit verkeerd nie, maar Ja. jy het 'n covenant geteken. teken dat jy nie die Heilige Gees erken nie. Jy teken daar, jy erken nie die Heilige Gees nie. Dan sien ons Jesus sê, no, you're not good enough. So wat ek net vir julle sê is, en ons is net bevoorreg om in die oggende te bid en in te tree vir Suid-Afrika en vir die nasie. En as ek sê vir Suid-Afrika, praat ek nie vir die Afrikaner nie. Ek praat van Suid-Afrika. Ek praat van
elke tribe, elke tang, elke kleur, maak nie saak wie jy is nie. Koninkryk van God. So ons tree vir dit in. En al wat ek vir julle sê, nou praat ek, toe ek jare terug uit die tradisionele kerk uit is, ek is uitgeruk uit dit uit. Het ek gedink ek is bevry, maar die Heilige Gees het vir my gesê, He's gonna send me back. Maar al wat ek vir julle sê, ek het gesien die vervolging by, jy kan vir Chris vra, by Bloemfontein se boeremark. Jy kan in die township ingaan, daar het hulle ingaan, jy word ontvang daar, jy kan by Hofmanplein ingaan, gaan na die boeremark toe in Bloemfontein, dan kyk jy wat gebeur. Hulle bel die polisie, jy mag nie daar optree nie, hulle vloek jou daar weg, hulle stuur hulle bouncers, week na week is ons terug gewees. Jy word vervolg, ons eie Afrikaner mense, en dit is al wat ek vir julle sê. Die herlewing gaan in die townships en in plekke, dit gaan in Grootvlei in die gevangenis, dit gaan uitbreek op plekke waar ons nie dink nie. Al wat die Afrikaner gaan red in hierdie nasie, is net die Heilige Gees. It's only the Holy Spirit. My vraag is, en ek het dit al vir jou gesê, waar is die 400,000 wat by Mighty Men was? Waar is die 250, 250,000? Waar is die 60,000? Waar is die miljoen wat op hulle aangesigte kom lê het by It's Time? It's Time was 95% was Afrikaner mense wat daar gaan lê. Dis eie mense. Waar is daai mense vandag? So al wat ons weet, die saad is gesaai. Die saad is binne in hulle. Wag net vir die Heilige Gees om dit te kom nat maak, dat hulle kan opstaan. En ek sê negatief nie, ek sê, it's only the Holy Spirit. Ek kan dit nie doen nie. I cannot do the work. Ja, inderdaad, jy moet dat. Ja, ek het dit gesien. Dis hoekom, en die herlewing gaan by die kindertjies, by die skole, dit gaan uitbreek daar. Ek meen, 'n tipiese voorbeeld is wat by Asbury gebeur het in Kentucky. Ek weet nie of julle dit gevolg het nie. Nou, gaan kyk bietjie Asbury, gaan kyk the Asbury sermon that starts a revival. Jy weet 2 jaar terug in Asbury in Kentucky. Nou, onlangs, 2 jaar terug. Okay, daar het 'n bishop opgestap. En hy was vorige 2 weke was hy daar. Maar hy het hierdie urge in hom gehad dat hierdie klomp studente by Asbury, en meeste van hulle daar lyk my is teologiese studente. En hulle is in opleiding daar, dis is 'n seminaarskool vir theology, Asbury. Maar hy het 'n urge vir hulle, soek iets dieper, daar's baie meer in die Heilige Gees, maar ek kan dit nie vir julle gee nie. En hy kom terug, die oggend, by die studente, lyk my hulle in elke oggend het hulle devotions en het hulle opening daar, en hy 20 minute, hy maak Romans 12 oop, en hy begin deel oor die liefde van Jesus, en hoe belangrik dit is, en hoe het jy hom al so diep gaan soek en sy liefde ervaar, en terwyl hy dit sê, toe sê hy, I've nothing more to say, en hy stap van die verhoog af, hy sê, julle moet vir jouself besluit, of julle hom soek, en die studente staan uit, en hulle stap uit die saal uit, 2000 van hulle, en 17 bly agter. En een van hulle roep uit. Een van hulle skree. Wow. En die tweede een skree. En die ander begin uitroep. En die wat buite was, hoor maar hier's 'n gerammel hier binne, en hulle gaan terug. En hierdie begin bid, en hulle begin Jesus uitroep. En daai uitroep, kom die Heilige Gees en hy begin hulle vul. En 2 maande lang, day and night, dat mense oor die wêreld ingery, tot die universiteit gekom het gesê, julle moet klasse toe gaan. En dis hoe die beweging, dis hoe dit gestop is. Maar niemand het gesê, hierdie ou het gaan preek en dit het gebeur, of daai ou het, nee, niemand het geweet wie dit begin nie. It's the Holy Spirit. Hy het die vuur aangesteek. En niemand kon daar kom en sê, okay, dis ons kerk, dis ons, nee, dit was niks. En dan doen hulle, iemand gaan staan op, en lees hulle die woord, vra vir Chris, ons speel dit, en baie oggende speel ons daai worship. Daar so 'n salwing op dit, as jy kyk, jy kan dit gaan, Asbury Revival, as so 7 ure klip, of 'n 2 ure klip,
Dan sit jy net daai aan en luister jy dan. Hoe daai mense, want wat gebeur is, die grootste worshipers van Bethel, Stephanie Gretzinger, baie van hierdie famous mense, van hierdie groot platforms, YouTube, hulle kom ingery daar om te gaan kyk wat gebeur. Nou sê ek, as hulle dit gehaat het hulle nie so toe gery nie. En toe hulle daar instap, het niemand gesê, wow, hier stap sy nou in, laat sy die worship kom lei nie. Nou, die Heilige Gees lei dit. Day and night. Dit was amazing. En ek glo daai was net soos 'n first fruit wat oor die wêreld gaan gebeur. Daar gaan Asbury's begin gebeur. Gaan Bloemfontein, Kaapstad. En ek glo Kaapstad is so ryk soos nog iets nou om te gebeur. Want is die eerste hartoortplanting in 1967 daar gebeur het in die fisies, dan moet die geestelike hart ook daarin besny word in daai stad. So vanoggend terwyl ons bid, toe Barend het net 'n vision gekry vir die eerste keer. Toe sê hy weet nie, hy sien net daar kom engele in op die Uniegebou. Nou net om terug te kom, net vir julle vinnig te sê, Bloemfontein is judicial. Kom ons kyk, ek wil net maak gou Isaiah 33 22. Ek gaan hom nie op die skerm sit nie, want ek wil daai hou daar. Anders maak ek so. Ek wil gou hierdie net vir julle lees. Isaiah 33. Man, ek hoop hierdie maak julle, ons doel van vanoggend is, ons is op pad om die opleiding te gee. Ons gaan nie net hier sit nie, dan gaan ons uitbeweeg. So, hierdie is net om julle te sê, luister, waar is ek vanoggend? Waar staan ek? Waar staan ek in my verhouding? Waar wil ek wees? Is ek gereed as hy nou kom? Is daar nog goed wat ek wou gedoen het? Of is ek op die plek waar hy my roep? Waarmee sal hy jou besig vind? So Isaiah 33:22 sê, for the Lord is our judge, dis op die skerm. The Lord is our judge, sien julle daar? He's our lawgiver, and the Lord is our king. He will save us, sien julle? So daai skrif is oor Suid-Afrika. The Lord is our judge, Bloemfontein, judicial capital. Maak dit vir julle sin. Ons is die geregtelike hoofstad, as jy dit gaan kyk. So he's the judge in Bloemfontein. Dis waar hy moet geregtigheid. Dis hoekom iets staan in Birthing City. And then he's our lawgiver. He is the executor. Kaapstad is the executive capital. Want die law, die grondwet gaan van Kaapstad af uit, né? En dan is Pretoria Kaapstad is the nie executive, legislative. Lawgiver, legislative. Pretoria, julle kan hom gaan Google en sê as die Pretoria is the executive capital. Hy moet uitgevoer word dan. So hy word gejudge, gebed hier, dis iets time pattern dit ook so gebeur. Onthou julle, Bloemfontein, Mitchellsplein, Pretoria. En Angus het nie hierdie geken nie. Die Heilige Gees het dit in hom, het dit geken. Dis hoekom ons hier begin het. Dan gaan dit Kaapstad toe, and then it has to be executed in Pretoria. Nou vanoggend, toe kom, ek weet net daar's die skildery. Toe kom Heidi en Guy hulle release hierdie skildery. Hulle het een hier kom release, maar toe release hulle, die Heilige Gees het vir hulle instruksie gegee van Yeshua, Jesus Christus, wat bo op in die gebou sit. En daarna gaan release hulle die skildery, profetiese aksies het daar gebeur, en vanoggend terwyl ons dit Openbaring sê, maar, jy weet, die ou wat by die kruis loop was hier, toe gaan hy Kaapstad toe, hy is nou op pad Jerusalem toe, Reinie, 'n week terug, ek wys julle, waar is hy? Hier is die foto. Nou, hier staan hulle donderdag met 'n foto, maar ek ontvang die foto Vrydagoggend met 'n sekel. Woensdag, toe bel ek 'n vrou wat 'n antieke winkel in Bloemfontein het. Ek sê vir haar, bring vir my, ek soek 'n winnowing fork, en ek soek 'n sekel. Donderdag toe bel Shalmay, hy sê vir my, iemand het iets kom afgee. Ek sê, dis reg, gaan sit op die altaar neer.
Vrydagoggend toe ek op die altaar kom, ek dink hy's hier, toe ek op die altaar kom, toe lê die sekel daar, en daai selfde tyd toe kom hulle en hulle stuur die foto. Ek meen, ons is hoeveel, 14, 15, 16 jaar, dieselfde oggend wat die foto, so die sekel beteken die oes is besig om in te kom. Dis bevestig, dis profeties. En die engele wat in die, waar hulle stap, die engele word vrygelaat op die Union Building, al wat ek vir julle kan sê, we are living in the time, the threshing time. So die dinge gebeur. Ons is reg. Are we going to be part of the harvest, of gaan ek daar wees om kritiek uit te spreek? Criticize. Want die ouens wat in die Unie gebou sit, kry die meeste kritiek, en ons almal kritiseer. Ja, met die Bybel. ja, maar ek het ervaar, terwyl hulle sê, die engele kom deur, so ek ervaar, the Lord is sending His angels to execute now, to execute in the nation. Wat gaan ons sien? Ons bid, ons vat hom stukkie vir stukkie. Kobus, iets wat jy deel? Ja, ek sit sommer net te dink wat Jesus gesê het, die oes is ryp Ja, die arbeiders is en die arbeiders is min, maar vra my vir werkers, ek sal hulle vir jou uitstuur dat hulle gaan, so ek sê, jy maak ons daai werkers dat ons kan uitgaan in boldness, soos Proverbs 28:6, let boldness be our portion. Ja. Ek kan my nie laat vertel, ek sê, as daai 20 evangelists wat hier is, as hulle vir 'n jaar is, elke gemeente een aanneem en hom betaal, en hom net versorging gee, soos in die in Acts, net oor hom versorg, en sê, ons gaan nie almal, jy sien, Divine is die enigste plek wat ek weet, miskien is daar ander, ek wil nie sê hierdie en daai, Divine is die eerste plek wat ek weet, wat gegaan het, en gesê het, ons gaan 'n evangelis uitstuur, ons gaan hom nie vir onsself hou nie, ons gaan hom nie vir ons kinderbediening hou nie, dis wat die meeste doen. Nee, ons het 5 pastore, almal is by die kinderbediening, en daar is dit, en hierdie een gaan na die ouer huis toe. Maar hoeveel het jy al uitgestuur? In die stad, voltyds. As ons 20 kan hê, voltyds. En die Heilige Gees het ons het gelei. Kry voertuig. En Wilbur en Richie, hulle beweeg, hulle gaan in die stad in. Hulle gaan in Suid-Afrika. So as daar 25.000, weet julle 25.000 mense is hier amper die Vrystaat stadion vol. Ja, Dis amper die Vrystaat stadion vol. Die grootste gemeente in Bloemfontein sê hulle het 18.000 lidmate. Dit het hulle 30 jaar gevat om dit te doen. What the Holy Spirit's doing in 2 weeks. What we try to accomplish in 30 years. ek moet sê nou, uit te gaan as evangelis, dit stretch jou. Ja, Jy is, as jy terugkom, pay, maar as die Gees weer oor jou kom, dan gaan jy weer flat out aan. Daar's geen breeking. hoorie, daai mense is plat, hoorie, ek wil vir julle sê, daar's 'n meisietjie van Thailand. As sy die mic vat, want hulle deel in sulke groepe in, hulle sê, okay, roep die mense, roep hulle. Daar's luidsprekers en goed gaan 2 kilometers ver, so my states, 2 kilo's groot, wat hulle op sit daar. Dan, as sy uitroep, daai stem van haar dra, en dis amazing, daar's 'n man en 'n vrou met hulle kinders, 7 dae voor die crusade, sê die Heilige Gees vir hulle, kom Bloemfontein toe. Hulle het opofferings gemaak, alles, 7 dae, van Kanada af, dis hulle Bloemfontein. Jy sien, the Holy Spirit, ons moet hom nie boks nie, Ja, ons moet hom nie boks nie, wat hy hier wil tussen ons doen, is om ons harte voor te berei. As jy voel, jy wil Vrydag aand deur, weet, it's life changing to see what's happening there. Ek weet, God het ons geroep uit vir ons 'n mandaat by die huis gegee, gebed. Maar in dit moet ons nog steeds deel van die 5-fout wees. Evangelist, stuur uit, kyk wat hulle doen. Dit maak ons net oop om te sien, wow,
Hier gebeur iets, ek is nie daar nie. Die meeste van die mense is, ek het nie geld, ek kan nie uitgaan nie, ek het nie geld nie, ek kan nie uitgaan nie. God is your provider, Ja. Ja. because he pays. Ja, ons raak. Ja, weet jy wie wat gaan deur my gedagtes gisteraand? Van daai kinders gaan by die troon staan. Want hy sê dat die kindertjies na my toe kom. Hulle gaan by die troon wees. En baie van hulle wat dink hulle is by die troon, gaan miskien heel agter wees of hulle gaan dit nie maak nie. So waar's ek en jy? Daar gaan mense, jy weet daar's 'n groep wat voor die troon is, daar's 'n groep wat om die troon is. And there's a group that's going to be in paradise. Ons sal dit oor 'n ander dag kan ons praat oor. Soos wat die tabernakel verdeel is in 'n outer court, inner court en holy of holies, soos God se. Dis 'n pattern van wat God uit die hemel uit vir Moses gegee het. Hy het hom sê hier is die pattern. Dis hoe my koninkryk lyk. Dis hoe my huis lyk. Daar's mense wat om die troon is. Paulus en Petrus wat onder sy bo gekruisig is. Gaan die ou wat net elke Sondag lukewarm is en net wil bywoon, of die rower aan die kruis kan nie dieselfde posisie beklee as die ou wat sy lewe geboet het of deur persecutions is. So ek wil afsluit om net vir julle te sê die volgende is dat deur vervolging you can only reign with Christ if you suffer with him. Ja. If you die with him, as jy net gesterf het tot wedergeboorte gekom het. Dis wat die skrif sê, Romeine 6. Hy sê, if you die with him, you will live with him. Maar almal sê, ons gaan saam met hom regeer. Dit is nie so nie. We will not all reign with him. Only if you suffer with him, gaan lees Timoteus, hy sê vir jou, if you suffer with him, you can reign with him. En suffer beteken nie, ek het nou nie geld om vanaand brood en melk te koop. Suffer beteken, jy gaan vervolging deur van die wêreld, van jou eie mense. Jy kom vir Kobus vra, sluit ons af. Moet jy, het jou eie mense, het jou familie mense, nou nog. Ja, dis op die beste plek as jy deur vervolging gaan, want jy weet, jou eie mense, hulle die mense wat jou vervolg, Judas was nie ver nie, was deel van die groep. My hele familie, van al my familie, ek praat van my hele familie, ek praat ek praat met my huis, ewen my vrou, het nie idee wat ek doen buite nie. Nie idee nie, hulle weet nie hoeveel mense, ek kan vir hulle sê, hoorie sou ek het vir 1000 mense gebid, en 95% is gesond. Dis, okay, so wat? Hulle het my kinders, nie eens, hulle het geen idee. Hulle sal siek wees, hulle sal my nie bel. En ek meen, ek het deur my hande van genesing gees, ek bid vir mense, dan word hulle gesond. Ek vat Prophet Elizabeth swaar, Ja. Israel, Ja. laasweek woensdag, na ons hier is, Ja. vat ek om, ek sê, maar kyk, ek gaan jou bietjie gou, bietjie wys wat die krag van die Here doen. Ons gaan Pelenomi toe, en ek sê van, hy kom van voorkus af, hy praat Frans, so hy sê Engels is baie gebroken. Ek sê, but today, you're gonna pray for the sick. En ons loop in die eerste persoon wat ons kry is 2 mense wat saam met 'n tannie loop, Keerlington. Hulle loop en sy loop stadig en ek loop voor hulle en ek sê stop, kan ek net gaan met julle praat. Sy sê yes, ek sê wat is fout met haar? Ek kan ons vir bid. Nou, ek ben dis die eerste een. En hulle sê nie sy is blind, sy kan nie sien nie. Okay, blind, kom maar. So as jy klaar gestretch, verstaan jy? Ek sê vir hom, jy staan hy langs my, ek sê, they say she's blind, she can't see, we're going to pray for her. Oh, okay. Volgende moment, ek bid vir haar, ek sê vir haar, kan jy my sien? Sy sê, ek kan jou liggies sien. Ek sê, ok, ons bid weer. Ek bid weer, ek sê vir haar, maak op jou oog, kan jy my sien? Yes, I can see you. Ek sê vir hom, she can see me. What?
Die miracle was vir hom verskriklik groot. Ek sê, okay, the next one you're gonna pray. En ons loop af in die pad en hier kom ons op 'n persoon af wat krippel loop, so mank. Ek stop die vrou, ek sê, jou knie is baie seer. Sy sê, yes. Ek sê, kan ons vir jou bid? Sy sê, yes. Ek sê, vir my te dik, son. Op jou knie. Gryp hy knie, begin bid. Ek sê, nou lei ek hom in woord wat hy sê, I curse pain to go. I command his knees be healed in Jesus' name. Both. Ek sê vir walk. Dan loop sy daar sy gesond. Ek sê, your first miracle ever in your life. Ek het laat hy vir al die mense bid in die hospitaal terwyl ons was 'n uur en 'n half daar. En die Here het elke ene bonatuurlik aangeraak in sy hande. Ek het net saam met hom gestaan en net gepraat. En hy het hom geactivate. So ons gaan nou. Kon dit toe 10 tel kom weer op, gaan ons weer hospitaal toe. So as hier een ou so vinnig kan activate, nee, Moorwerk toe. En hy is excited nou. Toe ons by die huis kom en hy sê vir sy vrou, the first person he prayed was blind and could see. Sy vrou spring so hoog in die huis. What? And ek sê, but that's nothing. He prayed for everyone afterwards and they all got healed. So ek dink ons eerste outreach, as ons eerste Saterdag is uitgaan, dan gaan ons saam met jou Pelenomi doen. Ja, Ek dink ons gaan saam Pelenomi. ja. The lift Jy moet onthou, om die nee, geloof. ek het Ja. geleer by Maldonado in sy kerk. Toe vat hy 'n kind van 6 jaar oud en hy hou sy hand vas en hy spreek. Hy sê, I want to show you something today. I'm going to teach you something. That the anointing is transferable. Ja. What I carry, Ja. you can carry. So in my presence, what I do, you can do. Ja. En hy loop met hierdie kind en hy loop op en af so 10 minute wat hy gepreek het. Hy sê, okay, I want 6 of the biggest persons in this congregation come to the front. Dan sê hy uit, die kleine sê, nee, sit you too small. One bigger please, bigger. Yes, die NFL ouens wat moet nou nie. Kom. Volgende mens staan daar 6 ouens op die stage. En hy sê vir hierdie seentjie, raak hulle sê in Jesus name. Yes. As hy daai eerste een toe vat, hy's net so daai ou raak, nee, Jesus, hy slaat so os neer. Hy volgende een, daar lê al 6 plat op die grond. So die anointing is transferable, soos wat, as jy loop saam met iemand wat dit het, nee, en onmiddellik jy operate in sy gift wat hy ook het, nee, activate jy, en jy kry presies dieselfde wat hy het. En dis die eerste wonderwerk in jou hand gebeur, nee, stop jy nie weer nie. Halleluja. Dankie. Ons sluit af. Dankie Vader net vir hierdie oggend. Dankie Jesus, Heilige Gees, maak ons nog meer opgewonde. Dankie net vir u goedheid en die guns. Ons is vol verwagting. Ons kan nie wag om uit te gaan nie, ons kan nie wag nie. Ons maak ons honger en dors. Sit daai sout op ons mond, op ons lippe, op ons tonge. Sit daai soutkorrel op ons tonge. Maak ons honger en dors vir u woord en vir u geregtigheid. Dankie vir vanoggend, dankie vir wat CFAN in Israel doen. Ons bid vanaand oor hulle, Vader, ons bid u goedheid en guns, dat die genesingswonderwerke vanaand release word in die Wetsdorp, soos daai dorp nog nooit getref het nie. En ons loof en ons prys, ons bid vir travel safety, soontoe en terug. Ons bid dat op die regte tyd, op die regte plek is 'n muur van 4 engele wat om hy troon is, wat daar wag vir 'n afspraak van die Heilige Gees. Ons eer U vir vanoggend in die naam van Jesus. Thank you, Yeshua. Amen. Halleluja. Dankie. Dankie almal. Amen.